Vriende, goeienaand. Baie dankie, Johan, dankie. Dis baie lekker om saam met julle te wees vanaand. Dankie ook vir julle begeleiding. Het voel so bietjie of ek tuis is, as ek dit maar mag sê. Vandat ek baie klein is, so 3-jarige ouderdom het ons op Hartenbos begin vakansie hou. So Hartenbos is so half my tweede huis. My ouers het 'n huis gebou hier onder in Bayview destyds. Ek kyk gisteraand weer foto's daar in die huis. En die man wat daar agter sit, was ons buurman destyds gewees. En daar was net so 'n paar huise daar in Bayview. So ons is een van die kleintjies wat daar iewers wegkruip. Maar ja, groot geword op 'n manier hier op Hartenbos en so dis lekker om saam met julle te wees en op 'n manier te voel. Of dit my tweede huis is toe ek op Stellenbosch gaan swat het, maar ek kom oorspronklik uit die Vrystaat uit. Ek dikwels die vakansietye vir al die kort vakansies het my ouers gewoonlik het hulle hiernatoe gekom en dan het ek van Stellenbosch af hiernatoe gekom en ek kom vakansie hou. So dis maar wat huis hier so is. So baie dankie vir die uitnodiging. Dis heerlik. Ek het so vinnig vanmiddag met Willem ook gepraat, gehoor hulle het 'n begrafnis in die Vrystaat en op 'n manier om saam met kollegas in te kom wat ek ook ken, maak dit 'n groot voorreg. Die tema waarmee ons die week gaan besig wees, ek vermoed Johan het al iewers daarvan genoem, is die tema rondom die gees wat ons laat dans op God se ritme. En miskien is dit nodig om so ietsie daaroor te sê. Daar's 'n Griekse woord wat ons dikwels in die kerk gebruik, perikoresis. Maak nou ook nie saak as jy dit nie vanaand gaan onthou nie. Maar perikorese gaan oor hierdie ek wil amper sê interpenetrasie, hierdie wederkerige verhouding tussen die Vader en die Seun en die Gees. Baie mense praat daaroor en sê, dis eintlik, as jy dink oor die verhouding tussen God die Vader en die Seun en die Gees, dan is dit eintlik soos 'n dans. En die drie is saam. Hulle is verskillend en tog is hulle saam in beweging in hierdie wêreld van ons. En as die Here ons as sy kinders roep, dan roep hy ons as ware in hierdie lewe in om saam met hom, saam met God die Vader, God die Seun en die Gees in hierdie wêreld te kom dans, op hulle ritme te begin dans. En dis waaroor ons hierdie week 'n bietjie gaan saamdink met vanaand spesifiek die tema, wat bepaal die ritme waarop jy dans? Ons almal dans. Ek is nie 'n goeie danser nie, maar ons almal dans in die lewe. Ons is op die verhoog van hierdie wêreld, van hierdie lewe. En ons het almal ons manier hoe ons leef. Maar wat bepaal elkeen van ons se lewensritme? En dis spesifiek waarby ons vanaand gaan stil staan. Die res van die week gaan ons kyk spesifiek, hoe wil die Gees ons laat dans? Amper sê, wat is die danspassies? Kom ons maak dit 'n metafoor vir die week. Ons gaan hierdie week saam dansklasse neem. En ons gaan kyk, hoe gaan die Gees ons laat dans? Wat is die stappies wat ons moet hê om op die ritme van die Vader en die Seun en die Gees in hierdie wêreld te leef? Dit is wat ons hierdie week gaan saam doen. Wanneer Jesus sy bediening in hierdie wêreld van ons begin, is dit baie interessant. Ons lees daarvan hier vroeg in die evangelie, dat hy gedoop word. En die oomblik as Johannes die Doper hom doop, dan kom daar 'n stem uit die hemel. Julle ken die gedeelte wat vir hom sê, jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. En op 'n manier wil ek julle vanaand eintlik groet, want as kinders van die Here, het ek en jy nodig om te hoor hoe die Here ook hierdie woorde vir ons sê. Hoe hy ons elkeen as ware in die oë kyk en vir ons ook sê, jy is my geliefde kind. Oor jou verheug ek my. En ek wil nooi voor ons saam gaan lees om so vir 'n oomblik stil te word as ons hierdie diens ingaan. En te hoor hoe hierdie woorde in jou eie hart ego. En as ware vanaand te hoor hoe die Here dit vir jou sê. Jy is my geliefde kind. Hoor dit? En dink vir 'n oomblik, hoe laat dit jou voel? As God dit vir jou sê en ontvang dit net in hierdie oomblik
en eien dit vir jou toe. Ek wil stil wees, Here. Ons wil saam stil word en ons wil op U wag. Ons wil stil wees dat ons kan verstaan wat in hierdie wêreld van ons, in ons en om ons gebeur. Ons wil stil wees dat ons onder die baie stemme, U stem, ook vanaand en hierdie week duidelik kan erken. Amen. Nee, ek gaan 'n paar teksgedeeltes so in die week na verwys. Vanaand kyk ons spesifiek na die eerste gedeelte in Markus 1 of Lukas 3, dieselfde gedeelte wat daarin voorkom, en dan Lukas 4. So as jy jou Bybel het, jy wil oopmaak, as jy welkom, dit gaan ook op die skerms verskyn. En ek hoop dit gaan dit vir julle makliker maak. Ek wil begin vanaand om vir julle te vertel, miskien het van julle al van dit gehoor, die Britse psigiater Frank Lyk en 'n Switserse teoloog Emil Brunner, twee baie goeie vriende, het hier in die 1960s rond, het hulle 'n studie gehad wat hulle begin het na aanleiding van iets wat hulle opgemerk het. Daar was 'n klompie sendelinge wat na Indië gegaan het. Vol passie vir die Here. Vol passie om die evangelie te gaan verkondig en te gaan leef. Maar so van na jaar af, tweede, derde jaar, het van hulle begin terugkom. Moeg, uitgeput, moedeloos. Die vonk en die passie waarmee hulle Indië toe is, het die een na die ander eintlik al verdwyn. Van hulle het teruggekom en eintlik het hulle geloof in die proses verloor. En Frank Lyk en Emil Brunner het toe gegaan en gesê, hulle wil dit verstaan. Hulle het hierdie mense gesien gaan. En hulle sien terugkom. Wat het gebeur? En wat hulle gedoen het is, hulle het gaan kyk na Jesus se lewe. Lyk is 'n psigiater, Emil Brunner is 'n teoloog, en die twee het saam begin werk. En hulle het gesê, wag 'n bietjie, kom ons gaan kyk na Jesus se lewe. Kom ons kyk, wat kan ons leer as ons na Jesus se lewe gaan kyk? Hy het op 'n bepaalde manier geleef. Hy het hard gewerk. Hy het soms onder moeilike omstandighede sy lewe geleef saam met sy disippels. Maar hy was toegewyd. Hy het druk beleef en tog het hy onder daai moeilike omstandighede en sy harde werk gedoen, getrou gebly aan dit waarvoor hy geroep is. Dit het nou onmiddellik laat dink aan die woorde van Brian McLaren, wat vir my nogal baie beteken. Hy sê, Jesus het nie na hierdie wêreld toe gekom om vir ons 'n nuwe stuk teologie te kom leer nie. Hy het nie gekom met 'n dogmatiek handboek en vir ons kom sê, dis wat julle presies so. Hier is die leerstellings hoe julle moet glo nie. Toe Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, het hy vir ons 'n manier van leef in die eerste plek kom wys. So, Brunner en Lyk sê, ons moet na Jesus se lewe kyk as ons wil verstaan hoe ons moet leef. En in die proses wat hulle na Jesus se lewe gekyk het, het hulle op 'n punt gekom waar hulle gesê het, daar's duidelike patroon wat jy kan sien in Jesus se lewe, en hulle het dit genoem die cycle of grace. Nou, julle kan gou daarna daai prentjie kyk, want ek dink dit gaan dit vir julle mooi uitwerk. Hulle het gesê, as hulle na Jesus se lewe kyk, het hulle gesien, daar was 'n duidelike balans in Jesus se lewe tussen, as ek nou my Engelse woorde kan gebruik, input en output. Daar was 'n duidelike balans tussen dit wat hy ontvang het en dit wat hy in sy lewe uitgeleef het. En dit het gesê, daar's veral 4 elemente wat vir hulle duidelik was in Jesus se lewe. Die eerste is sy identiteit en sy roeping het hy aanvaar. Daar was 'n acceptance in homself vir sy roeping en vir sy identiteit. Dit is gevoed deur 'n bepaalde klomp gewoontes wat dit kom bevestig het. Sustenance. En uit dit het hy geleef, 'n lewe van betekenis, significance.
Dit was amper, mens kan amper sê, dit het gesignify, dit wat die Vader vir hom gewys en geleer en gesê het, hy moet gaan doen. Dit was 'n lewe van betekenis. En dit het bepaalde vrug gedra in Jesus se lewe wat ons mee bekend is. Sy genesings, sy wonders, sy verandering en transformasie wat hy in mense se lewens gebring het. So, hulle het gesê dit was duidelik dat dit die patroon is waarin Jesus geleef het. Hou dit so 'n bietjie in gedagte, want ek dink dit gaan ons dalk help as ons die week die pad saam stap. In Markus 1 kry ons so 'n foto-oomblik in Jesus se lewe waar ons hierdie balans sien tussen sy input en sy output. En ek wil dit vir julle lees, luister gou saam hierna. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense, al die siekes en die wat in die mag van bose geeste was, na hom toe gebring. Die hele dorp. Markus kan so 'n bietjie oordryf, dink ek. Die hele dorp het by die deur van die huisraam gedrom. Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het gesond gemaak, bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek, en toe hulle kom kry, sê hulle vir hom, almal soek U. Hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Hy het gegaan dwars deur Galilea en hulle sinagoges gepreek, bose geeste uitgedrywe. Ek wil julle gou die balans sien. Jesus is besig. Dis in die begin van sy bediening. Voor dit lees ons van 'n hele klompie wonderwerke wat hy gedoen het, mense wat hy genees het. Dan kom hy in hierdie dorpie aan en daar's nog siekes en nog mense wat hy gesond maak en dan is hy moeg. En hy gaan na sy huis toe waar hy gaan. En wat gebeur? Daar kom nog mense nader. Maar dan sien ons tussen hierdie bedrywigheid, sien ons vers 35 staan daar, die volgende môre, toe dit nog baie donker was, het Jesus een kant toe gegaan. En het hy by sy Vader gaan wees. En dan daarna kom Petrus en sê, Here, waar is hy? Almal soek hier, so 'n klomp goed wat ons moet doen. En dan is dit 'n baie mooi oomblik, dat Jesus nie net toegee aan wat hulle van hom vra nie. Daar's 'n onderskeidingsmoment, en hy sê, nee, ons kan nie nou hier bly nie. Ons kan nie nou toegee aan al hierdie stemme wat vir ons sê wat ons moet doen nie. Ons moet aangaan na die volgende plek toe. Dis duidelik dat vanuit sy ervaring en sy gebed en sy gesprek met sy Vader, onderskei hy wat volgende moet gebeur. Vanuit sy input met sy Vader leef hy na buite toe. Aan hierdie input kant is daar die twee belangrike aspekte, acceptance, sustenance, en ek wil hê vanaand, ons gaan elke aand so 'n bietjie by die goed stil staan. Vanaand wil ek spesifiek hê, ons moet kyk oor die hele gedagte van hierdie acceptance. Jesus se diep aanvaarding van sy identiteit en van sy roeping. Oor hierdie stem van Jesus in sy lewe, wil dit lyk of hy nooit getwyfel het nie. Het klomp goed gebeur, maar hy het nooit getwyfel wie hy is en waarvoor hy geroep is nie. Ons sien dit in Markus 1, as hy gedoop word, wat ek vir ons gelees het toe ons begin het, waar die stem vir hom sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my, en net daarna lees ons, wat gebeur. Hy word nie woestyn ingeneem. En dan in die woestyn is daar weer stemme. Dan kom die duiwel en dan hoor Jesus nog stemme, ander stemme. Nou as ek die gedeelte lees, dan dink ek altyd aan 'n film. Ek weet nie wie van julle het gesien het nie, A Beautiful Mind, 2002. Het die film verskyn. As jy dit nog nie gekyk het nie, moet jy dit tog 'n bietjie gaan kyk. En dis die verhaal van John Nash, wat gespeel word deur Russell Crowe. En as jy so vinnig gou die storie wil hoor, John Nash was 'n briljante wiskundige gewees. Hy was 'n genius, hy was revolusionêr in sy ontdekkings, hy was die wenner van die Nobelprys gewees. Briljante wiskundige. En op die hoogtepunt van sy loopbaan as wiskundige,
is hy gediagnoseer met paranoïde skizofrenie. Nou het 'n paar goed gebeur. Ek sien altyd die dosente daar op Stellenbosch ook. Ek kan myself nou inleef, 'n wiskundeprofessor wat in 'n klas staan en wat hy toe begin kwytraak, iewers in 'n wiskundeklas het hy aangekondig dat hy op die voorblad van die Life magazine verskyn het en dat hy aangewys is as die nuwe paus. Nou ons het nou onlangs 'n nuwe paus gesien. Julle kan nou dink hoe dit moes gewees het, hierdie wiskundeprof wat dit afkondig in 'n klas. Hy het op 'n stadium hierdie ongelooflike pos en toekenning van die Universiteit van Chicago van die hand gewys as gevolg van hierdie stemme wat in sy kop begin het as gevolg van die siekte, want hy het gesê hy kan nie gaan nie, hy is benoem as die emperor van Antarktika. So karakters en stemme in Nash se kop het begin om sy storie te begin bepaal. Hy het aanvoeling met die werklikheid begin verloor. En valse stemme het sy lewe begin beïnvloed, sy verhoudings beïnvloed, sy verhouding met sy vrou, hy het 'n klein kindjie gehad, sy persepsie, sy gedrag, hy het vreemd begin optree. Nou vandag het ons medikasie, né? As iemand vandag gediagnoseer word met skizofrenie, kan 'n mens nogal die siekte op 'n redelike manier bestuur. Destyds was dit nie so nie. En juist dit maak vir my die verhaal van John Nash so aangrypend. Hy het later begin agterkom, hy moet hierdie stemme wat hy hoor toets. Watter is waar stemme en watter is vals stemme? Ek dink dit was vanweë sy briljantheid het hy tog iets daarbey agtergekom. En dan op 'n stadium in die film, na die einde toe, het hy baie goed eintlik met sy medikasie ook bietjie herstel, hy het geleer, klomp goed vir homself aangeleer, sy vrou het hom ongelooflik ondersteun. En dan op 'n stadium is daar 'n omroeper wat nadat hy die Nobelprys gewen het met hom 'n onderhoud voer. En dan gesels die omroeper met hom en dan op 'n stadium dan stop Nash in die onderhoud. En dan sê hy vir hom, ons stryd is eintlik almal dieselfde. Myne as skizofrenieleier en julle almal. En dan het hy hierdie sinnetjie, dan sê hy, I'm not so different from you all. We all hear voices. We just have to decide which ones we are going to listen to. We all hear voices. We just have to decide which ones we are going to listen to. Vroeg in Jesus se bediening het hy ook verskillende stemme gehoor. Hy het die stem gehoor van sy vader wat vir hom sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Stuur jou in hierdie wêreld in, gaan dans, ons liefdesdans in hierdie wêreld. En dan sy in die woestyn in, en dan hoor hy hierdie ander stemme. Die stem wat ons van hoor en lees in Lukas 4 vers 3, as jou duiwel vir hom sê, die stem wat vir hom sê, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Is hy stem wat sê, kom aan man, bewys jouself. Bewys vir ons wie jy is. Jy sê, jy is die seun van God, bewys dit. Nederlandse teoloog Henry Nouwen sê vir ons, dis die stem wat vir ons sê, jy is dit wat jy kan doen. Dis die stem wat na Jesus toe kom. In Lukas 4 vers 6 kom die duiwel 'n tweede keer, en dan kom die stem wat vir hom sê, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, ek gee dit aan wie ek wil, dit sal alles aan u behoort, as u maar net vir my buig en my aanbid. Dis die stem wat vir Jesus kom sê, ek sal vir jou alles gee, al hierdie mag, al hierdie rykdom, al hierdie besittings, jy is dit wat jy besit. En dan 'n derde keer kom hierdie stem wat vir hom sê, as jy die seun van God is, spring jy af sodat almal kan sien. En dis daai stem wat vir Jesus sê, jy is dit wat al die ander mense van jou dink. En Jesus moes kies, vroeg in sy bediening, na watter stemme in sy lewe gaan hy luister. Die stem van sy vader, of hierdie stem wat vir hom sê, jy moet jou plek in die lewe verdien, jy moet jouself bewys, dit wat ander mense van jou dink is belangrik. En vriende, ons hoor ook hierdie stemme, né?
Helder en duidelik kom hulle soms na om toe. Ek hoop nie soos Nash nie. Ek hoop nie is van buite en nie van binne nie. Miskien ook nie altyd so helder en duidelik soos wat dit klink Jesus dit hier gehoor het nie. Maar ons hoor hierdie stemme uit die media, ons hoor hierdie stemme in ons families. Ons hoor hierdie stemme van vriende, ons hoor dit in die tydsgees waarin ons leef. Ons hoor dit in hierdie wêreld waarin ons die hele tyd beweeg, in die gemeenskap waarvan ons deel is. Soms is hierdie stemme ook so duidelik. Soms kan ons hoor. Soms kom hierdie stemme baie subtiel na ons toe, dat ons nie eers besef wat 'n invloed dit op ons het nie. We all hear voices. We just have to decide which ones we are going to listen to. En daarom vir my die vraag wat ek vanaand bietjie op die tafel wil sit, vir elkeen van ons is, watter stemme bepaal jou lewe? Watter stemme luister ek na wat op die ou einde my lewe bepaal? En eintlik die vraag, erken ek hierdie stemme in my? Is ek bewus daarvan dat daar stemme is wat daagliks maak dat ek sekere goed doen, op sekere maniere reageer, dat daar sekere goed is wat my motiveer? Erken ek dit? Erken ek die stem wat ook soms vir my sê, Marie, jy is dit wat jy kan doen, bewys jouself. Dis die stem wat sê, wat het jy bereik? Jy's op aftrede, jy het al afgetree, wat het jy nou bereik? Daai stem wat sê, is jy suksesvol, was jy suksesvol, wat kan jy wys, presteer jy? Dis daai stemme, wat so onderliggend altyd na ons toe kom. Dis dikwels die stemme, vriende, wat mense laat uitbrand, want ek is net nooit goed genoeg nie. Ek moet altyd myself bewys. Ek moet vir myself vra, erken ek ook hierdie stem wat soms vir my sê, ek is dit wat ek besit. Ken ek die stemme wat vir my vra soms, waar bly jy, wat ry jy, waar draai jy, waar? Ek het nou 'n tienerdogter en ek sien hoe dit in hulle wêreld lyk. En dan sien ek die studente daar rondloop en dan sien ek, lyk kom dieselfde. En dan sien ek die midlife crisis en dan dink ek, o gits, dit lyk nog presies dieselfde. Daai stemme bly op 'n manier. Selfs word ons ouer, is dit tog hierdie stemme wat onderliggend altyd deel van ons is. Erken ek hierdie stemme wat vir my sê, ek is wat ek besit? Erken ek die stem wat vir my sê, ek is dit wat ander van my dink? Die stem wat vra, wat dink mense as ek dit sê, as ek dit doen, as ek so lyk? Dis stemme wat ons elke dag bedreig. En dis die stemme wat ons so maklik kan wegneem van ons ware self. Wat ons wegneem van hierdie diep stem binne in ons van God wat vir elkeen van ons kom sê, jy is my geliefde kind. Ek roep jou in hierdie wêreld in om saam met my te kom dans. En dan begin ons dans op hierdie ander stemme. Ek sit eendag in die gemeente en ek sit by 'n liewe tannie en sy sê op 'n stadium vir my, sy het my so in die oog gekyk, toe sê sy, Marie, moenie begin dans op die geraas daar buite nie. Wanneer ons na daai stemme begin luister, bepaal dit ons gedrag en ons motiverings, ons verhoudings, hoe ons oor onsself dink en kyk, hoe ons na hierdie wêreld kyk, hoe ons na ander mense kyk. En dit vat ons eintlik in 'n wêreld in van valse persepsies en illusies, en die ergste van alles is, ons begin dit glo. Ons dink is waar, en ons leef daarvolgens. Thomas Merton het hierdie aanhaling wat vir my so mooi is. Hy sê, what do I fear most? Forgetting, sê hy, ignorance of the inmost truth of my being, to forget who I am, to be what I'm not, to fail my own inner truth, to get carried away in what is not true to me, what is outside me, what imposes itself on me from the outside. Dink bietjie hoe die wêreld se stemme na ons toe kom. Ons kan 'n klomp voorbeelde noem. Ek dink 'n voorbeeld wat altyd maklik is om bietjie te dink oor die verbruikerskultuur waarvan ons deel is. Ons teoloog Jamie Smith wat 'n boek geskryf het, You Are What You Love, wat hy spesifiek hieroor skryf, en dan help hy ons eintlik om te sê, dink 'n bietjie as jy
in 'n winkelsentrum of in 'n mall instap. Die prentjies wat vir jou voorgehou word van geluk en vreugde. En die invloed van daai stem op jou. Jy kyk na die advertensiebord op die winkelsentrum en dan weet jy, dit probeer vir jou iets skep. En wanneer ek dit het, dan kan ek dalk gelukkig wees en wanneer ek nie dit het nie, dan skep dit 'n gevoel van onvergenoegdheid in my. Dikwels verlaat mens mos nou 'n winkelsentrum met daai gevoel. Leegheid. Die prentjie het iets voorgehou, ek het dit nie. Daai braaier in die winkel, as ek daai braaier gaan hê, as ek daai braaier kan bou, kan ons Desember die hele familie saamkuier. Ek speel graag golf. As ek 'n golftoernooi kyk, is ek oortuig daarvan die nuwe Galloway stokke gaan maak dat my vorige met ten minste 5 houe gaan val. Ek koop elke maandagooggend in my kop nuwe golfstokke. Die kind op die advertensiebord met sy nuwe smartphone, wat in die heel vinnigste spoed met die wêreld hom of haar kan verbind. Wie kan gelukkiger wees as daai kind? Dis wat ons kinders dink. Daai billboard maas wat ons soms sien, haar kinders glimlag altyd. Haar kinders is uiters gehoorsaam. Dis mos soet kinders, hulle gooi nie tantrums nie, hulle is nie tieners nie. Hulle is in 'n perfek, daai maas is ook in perfekte vorm. Absoluut korrek. Hulle maak dit soemloos deur 'n dag se roetines, sonder om kwaad te word. Sit jy mooi kos in die aand vir jou gesin voor. Dis daai prentjies wat stemme word, wat ons los met 'n gevoel dikwels van onvergenoegdheid, bewus van my eie tekortkominge. Dit plaas vir ons beelde en prentjies van skoonheid en van geluk, van bevoorregting, dit waarna ons begin strewe. En dit beïnvloed wie ek is en dikwels wie ons word. Nog 'n aanhaling van David Thoreau waar hy gesê het, "Why should we be in such desperate haste to succeed and in such desperate enterprises? If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music which he hears, however measured or far away." Dit is vir my die vraag vanaand, vir myself en vir julle. Wie is die drummer wat die ritme bepaal waarop ek en jy leef? Jesus het presies geweet wat sy identiteit is, wie hy is, wat sy roeping is. En hy het hier in hierdie dans met sy Vader in die Gees geleef. Getrou daarby. As jy vir my kan teruggaan na daai prentjie toe van die siklus, dan sien ons 'n baie mooi, vriende, die tweede deel van hierdie siklus van genade aan die ontvangkant is sustenance. En Blykenbruner het spesifiek dit na vore gebring gesê, Jesus het sekere praktyke, gewoontes, dissiplines in sy lewe gehad, wat hom gehelp het om die stem van sy Vader altyd te onthou. Hy het sekere goed gedoen, sekere praktyke en gewoontes gehad, wat dit gevoed het, hierdie diep aanvaarding van wie hy is. En dit het hom gehelp om die liefdesstem van sy Vader te erken, dit te kan onderskei, en gehoorsaam daarop te kan reageer. Nou, ons gaan die res van die week nou 'n bietjie daarna kyk. Wat belangrik is op hierdie stadium is net om te sien dat in hierdie cycle of grace leef Jesus altyd vanuit sy identiteit, vanuit sy acceptance, vanuit sy roeping. Dis waaruit hy leef en dan uit dit uit vloei die output, die significance en die fruitfulness. Blykenbruner se studie het egter daarop gewys dat toe hulle nou met hierdie klomp mense, sendelinge wat teruggekom het, moedeloos was, opgegee het, selfs sommiges hulle geloof verloor het, hulle gevra, wat sien ons in hulle lewens? En baie interessant, hulle het gesien
die 4 goed is in almal van hulle se lewens ook duidelik. Maar die groot verskil is, die vloei wat hulle gehad het, was andersom. En dit het hulle genoem die cycle of works. Dit bestaan presies uit dieselfde elemente. Hulle wou betekenisvol leef. Hulle het waarskynlik vanuit 'n diep ontmoeting met God en 'n passie en 'n roeping Indië toe gegaan om goeie werk te gaan doen vanuit God se liefde. Maar dan skuif daarby hulle fokus en die fokus skuif na die vrug wat hulle moet dra. Hulle begin fokus op die aktiwiteite wat hulle doen, op die betekenisvolle bydrae wat hulle lewer of nie lewer nie. Hulle begin vir hulle self vra, doen ons die regte goed? Is ons suksesvol? Sien mense dit? Hoeveel mense kom tot bekering? Dit begin die hele ding begin raak, het ons resultate wat ons bereik? Het ons die doelwitte nagejaag wat ons moes? Hulle begin hulle ambisies jaag. En hoe hulle oor hulle self dink en hoe hulle oor hulle self voel, wat vir hulle energie en lewe gee, begin uit daai plek uitkom. En dit is 'n manier van leef, nie vanuit jou diepste identiteit nie, maar in 'n soeke na identiteit. Sien julle dit? Ek probeer die regte goed doen, sodat my lewe betekenisvol kan wees, en dan probeer ek 'n klomp dissiplines doen wat ek moet doen, wat eintlik op die ou ende verslawing word. Dit raak moeds en moenies in my lewe. En ek hoop op die manier sal die Here en ander mense my raak sien en sal ek aanvaar word. En die gevolg? Mense wat uitbrand. Mense wat hulle passie vir God se liefde verloor. Mense wat hulle dansstappies mis. En uit ritme begin leef. Ons gaan die res van hierdie week stil staan en vra, wat is die goed? Wat is die dissiplines? Wat is die gewoontes? Wat is die praktyke wat my kan help om die stem van God in my lewe duideliker en helder te kan hoor, wat my kan voed, sodat ek kan dans op God se ritme. Ek wil julle huis toe stuur vanaand bloot maar met die vraag. En tot jy môre aand kom, wil ek regtig vir julle nooi om bietjie daarmee te gaan stil word. Wie of wat bepaal die ritme van jou lewensdans? Kom ons bid saam. Ek wil stil wees, Here, en op U wag. Ek wil stil wees sodat ek kan verstaan wat my motivering in die lewe is. Ek wil stil word dat ek by U kan hoor wat die stemme is wat so dikwels my lewe rig, my keuses, my verhoudings, my gedrag. En ek wil kom bid, Here, help my om tussen hierdie talle stemme U stem duidelik te erken. Dankie vir die voorreg, Here, dat ons so as gelowiges in hierdie Pinkstertyd hierdie pad saam kan stap. Kom praat hierdie week, Here, met ons elkeen, sodat ons U stem kan hoor. Amen. Vriende, ontvang vanaand die seën van die Here en hoor sy stem wat binne in jou uitroep. Jy is my geliefde kind. Oor jou verheug ek my. Mag hierdie stem
ons lewensritme bepaal. Amen.